Goeiedag en welkom by 'n tweede videoles in die hoofstuk van finansiële wiskunde. In vandag se videoles gaan ons kyk na effektiewe en nominale rentekoerse en hoe dit toegepas word. Wanneer rente meer as 1 keer per jaar bygevoeg word, is die uiteindelike rente meer as wanneer dit slegs 1 keer per jaar bygevoeg word. So ons het dit in die vorige oefening gesien hoe die saamgestelde prioris dit beïnvloed. Die nominale rentekoers is die koers waarteen rente meer as 1 keer per jaar, byvoorbeeld kwartaalliks, maandeliks ensovoorts bygevoeg word. Die effektiewe rentekoers daarteenoor is die koers wat dieselfde rente sou lewer as nominale rentekoers wanneer slegs 1 rentebyvoeging per jaar gemaak sou word, met ander woorde jaarliks. Die effektiewe rentekoers sal altyd groter wees as jou nominale rentekoers. Kom ons kyk na 'n baie eenvoudige voorbeeld om dit te verduidelik. Belê byvoorbeeld R100 vir 1 jaar teen 10% per jaar maandeliks saamgestel. Nou volgens ons saamgestelde formule en waar ons 'n samestellingsperiode gebruik, het ons dan nou dat A is gelyk aan 100 en dan in die hakkies 1 plus 0,1, dis jou 10% geskryf as 'n desimaal, gedeel deur 12 maandeliks, dit alles tot die mag 12. Dit gee ons 'n antwoord van R110,47. So dit beteken hierdie belegging het in 1 jaar gegroei met R10,47, met ander woorde 10,47% van die oorspronklike bedrag van R100. So in hierdie voorbeeld is die nominale rentekoers ons 10% per jaar wat maandeliks saamgestel is en die effektiewe rentekoers is dan die 10,47%. So hier kan jy nou mooi sien, die effektiewe rentekoers is groter as wat die nominale rentekoers is. Die formule wat ons hiervoor gebruik, stel dat 1 plus I, EFF staan vir effektief, is gelyk aan in hakkies 1 plus I nominaal gedeel deur M, alles tot die mag M. So in hierdie formule is I effektief ons effektiewe jaarlikse rentekoers, I nom is ons nominale jaarlikse rentekoers en M is die aantal saamgestelde periodes per jaar. So hier moet jy nou mooi kyk. Vir hierdie formule kyk jy nie vir hoe lank dit belê word, met ander woorde die belegging word vir 5 jaar belê of vir 10 jaar of vir 7 jaar of hoe ook al nie. Hier is dit net om ons te help om 'n effektiewe rentekoers om te skakel na 'n nominale een of omgekeerd. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Die vraag is, wat sou die effektiewe rentekoers vir 'n nominale rentekoers van 10% per jaar wees, indien dit soos volg saamgestel is? Halfjaarliks en tweedens gaan ons kyk na maandeliks. So vervang dit wat jy weet in die formule in. So 1 plus I effektief is nou wat ons wil uitwerk, is gelyk aan in hakkies 1 plus ons 10%, 0,1, gedeel deur halfjaarliks, onthou daar's 2 halwe jare in 1 jaar, so gedeel deur 2, dit alles tot die mag 2. Doen nou algebra, so ons daai plus 1 aan die linkerkant, gaan na regs en word min 1, en dan kan jy dit alles op jou sakrekenaar insleutel, en ons kry 0,1025, onthou, weer 4 desimale plekke, sodat jy jou rentekoers kan skryf as 2 desimale. So ons effektiewe koers in hierdie geval is dan 10,25%. Maandeliks, so 1 plus I effektief is gelyk aan hakkies 1 plus 0,1 en die keer gedeel deur 12, alles tot die mag 12, weer eens vat die plus 1 oor na die regterkant, so ons kry min 1, sleutel dit in jou sakrekenaar en kry dus dat jou finale effektiewe koers is 10,47%. Indien 'n rentekoers van X% per jaar maandeliks saamgestel is, gelyk is aan 'n effektiewe koers van 9,38%, bereken die waarde van X. Met ander woorde, ons moet die nominale rentekoers hier bereken. So vervang alles wat jy het en wat jy weet in jou vergelyking in. En nou pas ons algebra toe. So,
Daai linkerkant se 1 plus 0,0938 kan ons nou saamtel as 1,0938. En dan om die eksponent weg te kry, vat ons die 12de wortel van daai waarde, dit alles minus daai 1, en dan sit ons dit weer alles natuurlik in hakkies, en ons maal dit uiteindelik met daai noemer die 12. Om vir ons die x te gee, so sleutel dit in jou sakrekenaar, en ons kry x is 0,0900. Maar kyk nou waar staan die x in ons vraag, dit staan voor 'n persentasie, so, met ander woorde, die nominale koers is 9% per jaar maandeliks saamgestel. Gaan kyk mooi na die voorbeelde en dan kan jy die huiswerk doen. Lekker werk!